En goeiemôre, eintlik goeiemiddag al. Bietjie betrokke vandag hier in Villiersdorp. Maar gelukkig daarom nie die wind wat ek verstaan die res van die Weskaap kry nie. Ek wil vandag bietjie verder gaan met die slagting van heilige koeie. En een van hierdie heilige koeie is die 1000-jarige Frederik. Nou ek moet sê, dis 'n moedswillige koei, want ek het gevind, dit is nie so 'n maklike onderwerp om onder die knie te kry nie. En ek wil dadelik sê, ek is oop vir, hoe sal ek het noem, ek is oop vir oortuiging, want ek dink nie ek het die laaste sê daaroor nie, net soos ek glo dat die dispensasie mense, die pre-millennials en die amillennials en die post-millennials, niemand van ons kan sê dat ons werklik greep daarop, of die preteriste, dat ons ten volle 'n greep daarop het nie. Maar kom ons leer saam vanmôre. Daar is hoofsaaklik 3 denkrigtings oor die sogenaamde millennium, wat 'n Latynse woord is vir 1000. Die Griekse woord vir 1000 is kilia, of kilialisme, gilia. Ek weet in die ou dae het my oupa altyd gepraat van die geeljaste, en ek het altyd gewonder, nou hoekom dra die ouens geeljaste? Maar dit kom van hierdie woord giliasme af, wat letterlik, wat 'n Griekse woord is en letterlik 1000 beteken. Of ons kan maar net praat van die 1000-jarige Frederik. En ek dink ons sal dit baie keer verwar met een van die profeseë in die Ou Testament wat praat van die slang en die adder en die kind wat saam sal speel, die leeu en die lam wat saam sal wy, maar nie baie van die leersieninge of die leerstellinge of die sieninge van een van hierdie hoofgroepe wat ek met u wil bespreek, praat regtig oor daardie tydperk nie. So daardie profesie, sommige sê dis hoogs denkbeeldig en gaan nie 'n letterlike vervulling hê nie. Ek weet daar is sommige wat sê dis deel van die 1000-jarige Frederik, maar ek glo dit is vir 'n tyd wat nog voor lê. Ek glo dit gaan letterlik gebeur, dat daar op 'n stadium soveel vrede gaan wees, wanneer die kerk wakker skrik, bygesê, en die kerk sy erfenis in Christus ernstig begin opneem, kan ons glo, ek gaan ons 'n ontploffing van vrede op hierdie aarde sien, wat tot so mate dat selfs die diereryk en die planteryk daardeur geseën gaan word. Wanneer daar nie meer oorloë gaan wees nie, wanneer ons die tanks en die militêre voertuie gaan gebruik om van hulle landbouvoertuie te maak. Dit gaan stryd reg teen wat ons sien vandag in die wêreld, waar 'n geweldige aanslag op boerdery is en boere. Nie net in Suid-Afrika nie, ook in Brittanje nou. Geweldige belastings wat ingestel word, en dan ook, hoor ek in hierdie week, al die subsidies word teruggetrek vir boere. Want daar is 'n agenda in die wêreld, kom ons wees eerlik met mekaar, om grond oor te neem en boerdery eintlik uit te wis, sodat daar al meer en meer beheer kan wees oor ons voedsellyne, oor ons voedselvoorsiening. Maar dit daar gelaat. So daar is basies 3 denkrigtings rondom die millennium of die 1000-jarige Frederik. Die eerste een is die pre-millennialist, of die wat glo in 'n pre-1000-jarige Frederik. Of pre-tribulation, hulle glo ook gewoonlik aan die pre-tribulation, maar hulle sê dat, en dis gewoonlik die dispensasie mense, wat hierdie siening aanhang, hulle sê dat Openbaring 20, wat die hoofteksvers is, en ons sal nou daar teksverse, ons sal nou dit lees, sê dat Jesus terugkeer en die Christene sal laat opstaan uit die dood voor die millennium, die 1000-jarige Frederik. Hulle sien die 1000 jaar natuurlik as absoluut letterlik, en dat Christus op daardie stadium op die troon van Dawid in 'n aardse Jerusalem
en vanuit die aardse Jerusalem sal regeer, en ek glo ook dat die tempel herbou sal word, ensovoorts, offers weer ingestel sal word, en Israel eintlik dan die ganse wêreld sal regeer, of Christus in en deur Israel. Die tweede siening is van die almillennialists, of die wat glo daar is nie 'n 1000-jarige vrederyk, nêrens nie. Daar sal nooit 'n millennium van enige aard wees nie. Die millennium is maar net 'n beskrywing, 'n simboliese beskrywing van hulle, of die staat van Christene wat reeds gesterf het en nou in die hemel regeer. Oor wie en wat hulle regeer, weet ek nie, want ek dink God is volkome in beheer in die hemel. Maar dat sê ook nie dat hulle op die aarde regeer nie, want die hele klem is hemel. Dan die derde groep, die post-millennialists, post vir na, pre vir voor, die wat glo dat die 1000-jarige vrederyk breek aan nadat Jesus teruggekom het aarde toe. Hulle sê dat die millennium verwys na 'n periode, eintlik sê hulle so, die millennium verwys na 'n periode tussen die eerste en die tweede koms van Christus. So ons is nou reeds in die millennium, en die millennium duur nog voort. En ons regeer saam met Christus as konings op hierdie aarde. Nou wat ek kan toe neig ek, want ek kan nie sê dat ek, jy weet, 'n definitiewe siening het nie, maar ek neig na die laasgenoemde, dat ons nou in die millennium is, en dat die millennium miskien nog steeds aan die gang is. Kom ons lees gou Openbaring 20 vers 1 tot 10. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank. En hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word. En ek het trone gesien en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee, en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God. En die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hande nie ontvang het nie, en hulle het geleef en as konings regeer saam met Christus die 1000 jaar lank. En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie, dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word, en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die 4 hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog, en hulle getal is soos die sand van die see, en hulle het opgekom oor die breedte van die aarde, en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind, het uit die hemel neergedaal. En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word, tot in alle ewigheid. So ons gaan 'n paar oomblikke net so vinnig spandeer. Kom ons kyk na hierdie gedeelte, vers vir vers, vir al die eerste 5 verse wil ek graag met u behandel. Ek het al oor die oorlog gepraat, en as ek reg onthou het ek daarop gewys dat die oorlog kom in die Ou Testament uit, en het lyk of daar net een die oorlog was, maar ek glo daar was 'n geestelike dimensie, en daar is 'n geestelike dimensie van hierdie Gog en Magog oorlog, wat waarskynlik nie in 70 na Christus soos baie dit wil sien, vir al die my preteristiese vriende, dat dit nou alles klaar afgehandel is. Ek glo daar is nog steeds 'n aanslag ook teen ons in die nuwe skepping, ons in die nuwe verbond, die nuwe Jerusalem, en dat Satan definitief nie so weggewerp is dat hy nie meer invloed het nie. Dit maak net nie heeltemal sin nie. So die vers 1 praat van 'n engel wat uit die hemel neerdal met 'n sleutel van die afgrond. Nou baie Bybelvertalers sien dit is Christus self, dat dit simbolies verwys na nie net 'n engel nie net engel beteken letterlik boodskapper. Angelos is beteken boodskapper
Maar dit mag Jesus wees, want wie het die mag om die Satan te bind anders as Jesus? So die engel kan Jesus wees, en ons sien dat hy het hom gebind. In vers 2 sê, en hy het die draak gegryp, die ou slang, en het hom gebind 1000 jaar lang. En in vers 3, en hom in die afgrond gewerp, en hom toegesluit in 'n boom verseël, sodat hy die nasies nie meer so verlei nie. So daar was, dis baie belangrik om te verstaan, dat dit is die hart van die binding van Satan, sodat hy die nasies nie meer as nasies kon verlei nie. Ten minste vir 'n tydperk. So, vers 2, waar hy praat van die binding van Satan, wil ek gou teruggaan na Matteus, en daarom glo ek, dat hierdie millennium, hierdie 1000-jarige ryk het reeds aangebreek. Ek meen, Jesus het gesterf in die kruis, en hy het opgestaan uit die dood triomferend. Hy is nou koning van alle konings, alle gesag in die hemel en aarde behoort aan hom. En hy het gesê vir sy disippels, gaan julle heen, maak disippels van al die nasies. Waarom kon hy dit sê? Want hy weet die Satan was gebind, die Satan is uitgeklee, hy is tentoongestel, die owerhede en magte en kragte, al hierdie buitewêreldse magte, wat God se werk teestaan, is gebind, is uitgeklee, is tentoongestel, maar hulle is nie totaal en al uitgewis nie. Anders sou nie vir ons gesê het, nou ek gee nou vir julle my naam en my gesag, daarom gaan en maak disippels van al die nasies. Julle het die krag, julle het die autoriteit. Net soos toe hy ook in sy aardse bediening vir sy disippels uitgestuur het en gesê het, gaan maak mense vry, gaan verkondig die koninkryk in woord en daad, en hulle teruggekom en gesê, wow, tot die duiwels is onderdanig, die demone is onderdanig aan ons. En Jesus wil gesê, wel, ek het die Satan soos 'n weerligstraal sien val. So daar was reeds in die kruiswerk van Jesus, in die volbragte werk van Jesus, 'n oorwinning. Die Satan is reeds gebind. Matteus 12 vers 28 tot 29 sê die volgende in hierdie verband. Maar as ek deur die gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by hulle gekom. Of hoe kan iemand in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof, as hy nie eers die sterk man geboei het nie? En dan sal hy sy huis beroof. Sien, die duiwel hy's gebind. Satan is gebind. Hy het nie meer al die mag en krag en invloed wat hy gehad het voor die oorwinning van Jesus Christus nie. Die 1000 jaar, weet nie of ek nou reeds al gepraat het nie, maar dit symboliseer vir my en vir baie mense net 'n lang tydperk. Sommige sê dit dui op 'n sekere kwaliteit, ander sê weer, soos Dave Chilton sê, dat waar die getal 7 byvoorbeeld spreek van 'n sekere kwaliteit, die goddelike volheid, die goddelike orde, spreek 1000 weer meer van 'n kwantiteit. It speaks of manyness, soos as die Bybel sê, die beeste op 1000 heuwels behoort aan my. As God sê, die beeste op 1000 heuwels behoort aan my, dan beteken dit nie die beeste op die heuweltjie 1001 behoort nou nie meer aan God nie. Maar ja, hy bedoel alles behoort aan my. Of as hy sê, ek sal julle seën tot in die 1000ste geslag, dan bedoel hy nie, ek gaan letterlik ophou om julle te seën in die 1000ste geslag nie. So ek glo ons moet hierdie simboliese gebruik van die nommer, of die getal 1000 ook in dieselfde lig sien. Dit spreek op 'n lang tydperk van beperkte invloed wat Satan het om mense en nasies te beïnvloed. Vers 3. Ek het reeds daarop gewys dat die kwaliteit van hierdie binding was dat hy nie meer die nasies kon verlei nie. Maar dan sê hy ook in vers 3, daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word. Nou, baie mense sal net, of hy ook so vertaal baie keer, ek dink te veel, dat dit beteken na die 1000-jarige vrederyk. Nou, daar is ander verse wat daarop dui dat die 1000-jarige vrederyk voleindig sal word, maar daaroor gaan ek ook nou iets sê. Maar die woord daarna
of na hierdie dinge, dink ek sê party vertalings, is die Griekse woorde meta-tauta. Nou meta is dieselfde woord wat ons kry in metaphysical, metafisiese goed, beteken soms metanoia is die, ons moet ons denke vernuwe, dit is gewoonlik vertaal repentance, bekering, maar dit beteken eintlik om soos God te dink, saam met God, meta. Maar dit kan ook beteken, soms beteken dit ook beyond. Metafisies beteken toch nie saam met die fisie, beteken beyond the physical. Beyond die fisiese. Bo die fisiese. Nou, as ons hierdie woord metatauta sê, kan ons net sowel daardie vers vertaal met saam met hierdie dinge. So terwyl hy gebind is, word hy toch toegelaat om vir 'n kort tydjie weer nasies te verlei. Of om nog steeds 'n insekere mate van invloed te hê. So dit beteken nie net die 1000 jaar gekom en gegaan en dan is die duiwel vrygelaat. Dit kan ook beteken saam met, at the same time, tesame met hierdie gebeure, het hy ook die vermoë om mense te verlei. Maar ek weet vers 7 sê byvoorbeeld, en wanneer die 1000 jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. Nou selfs daar, ek het hom gaan lees in die Grieks, en jy kan 'n punt maak, jy kan 'n argument maak, dat wat daar eintlik staan, as ons die Grieks gaan kyk, ek het al oor die woordjie telos gepraat, en tetelestai sê Jesus, dit is volbring aan die kruis, it is finished, tetelestai. So, maar dit kom van die woord telos af, die doel is bereik, dit waarvoor 'n spesifieke ding bedoel was, is nou bereik. So kom ons sê, wanneer die 1000 jaar voleindig is, so wanneer hierdie 1000-jarige vrederyk sy volle betekenis bereik het, voleindig is, vervul is, hoef nie te bedoel, die 1000 jaar is nou klaar nie, en dan gebeur die volgende nie. Maar dat hierdie 1000 jaar ook 'n doel het, 'n telos het, 'n consummation, 'n volleinding het, 'n spesifieke rede en 'n spesifieke doel, en dat die Satan dan vrygestel sal word. Maar ons kloof dalk nou hare. So vers 4 praat van die martelare, en ons het dit in vorige gedeeltes gesien, dat die oordeel oor Jerusalem in 70 na Christus, die verwoesting van die tempel, was ook onder andere die vindikasie van die martelare, hulle wat gesterf het, hulle wat onthoof is, hulle wat, ek dink selfs gelei het, want die Griekse woord martyria, wat ons martelare van kry, is eintlik letterlik witnesses, getuienisse. So mense word vervolg vir hulle getuienis. So as jy nie 'n martelaar vir Christus is nie, beteken nie, jy moet eers doodgemaak word voordat jy 'n martelaar van Christus is nie. Martelaar is enige iemand wat ook verwerping beleef, wat verdrukking beleef, wat geskinder teen hulle beleef, wat swartsmeerdery beleef oor wat hulle glo. Veral as hulle voluit leef vir Jesus. So, maar wat ons sien in vers 4 is 'n beeld van heerskappy, is 'n beeld van regering, en ek het trone gesien, hulle daar gaan sit, en dan hulle is die oordeel gegee. Weet julle nie dat julle ook engele gaan oordeel nie, vra Paulus op 'n stadium vir die Korintiërs, dink ek, toe hulle onderlinge struwelinge betrokke raak. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat nie die dier in sy beeld aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof in hand ontvang het nie. So terloops, ons gaan daaroor heel wat te sê nog. Gaan dit oor 'n letterlike nommer op die voorkop in die hand, of is daar 'n bietjie meer betrokke by hierdie saak? Daaroor dalk meer in die volgende boodskap. En die ander dood het nie 'n lewe nie. So, ons sien hier, en ons weet dat die gelowiges, ook in die briewe aan die gemeentes in Openbaring, word heeltyd aangemoedig, die wat moet oorwin, dat hulle sal saam met Jesus sit op trone en regeer. Nie net die wat doodgemaak is vir hulle geloof nie. Die wat oorwin, die oorwinnaars, hulle wat die woord vat, hulle wat die lam volg waar hy ook al gaan, en wat deur die woord van hulle getuienis
die lam verheerlik, sal saam met Jesus op trone sit. Die koninkryk is reeds gegee. Ons sit reeds saam met Jesus op hemelse plekke. Ons het reeds deel in die eerste opstanding. Dis waarvan vers 5 praat. En die ander dode het nie herlewe tot die 1000 jaar voleindig is nie. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle die tweede dood geen mag hê. Wat is die eerste opstanding? Kom ons kyk vir Efesiërs 2. Sien ons dit op ander plekke in die Nuwe Testament? Efesiërs 2 vers 1 sê, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het. Vers 4. Maar God wat ryk is in barmhartigheid het ons deur sy groote liefde waarmee ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered en saam opgewek. Dis 'n opstanding. En saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Ons sit reeds saam met Jesus in hemelse plekke. En daar is ander verse wat duidelik sê, ons sit nie net daar nie, ons regeer. Jesus wag, hy word teruggehou, of hy hou homself terug, totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete. Sy voete, want hy het 'n liggaam wat op aarde is. Jesus regeer in en deur sy liggaam. Christus is die volheid van sy liggaam, die hoof en sy liggaam. En die hoof reguleer en beheer die aksies en die lewenstyl en die denke van sy liggaam. So, as jy nog nie in die vrederyk is nie, dan het jy 'n baie swak en 'n armoedige evangelie. Ons is reeds vergewe. Ons wandel reeds in vergifnis daagliks. Ons is reeds seuns van God, uit sy gees van seunskap in ons hart uitgestort. Ons wandel in die openbaring van Christus in ons huis is hoop op heerlikheid. Ons sit saam met Jesus in hemelse plekke. Ons denke is vernuwe. Ons het die volle wapenrusting van God reeds ontvang. So ons het reeds deel in die eerste opstanding. Die eerste opstanding is 'n geestelike opstanding. Die eerste opstanding dui op die feit dat God en mens is nou een. En die wat dit aanvaar, die wat die evangelie hoor, die blye boodskap aanvaar, hulle het reeds deel in die eerste opstanding. Die ander het ook deel in die eerste opstanding, maar hulle weet dit nie. Daarom is hulle nog steeds, lewe hulle nog steeds soos hulle wil. Laat nog steeds toe dat duisternis hulle denke beheer. En vir hulle is daar 'n loutering wat voorlê. Dit word genoem die tweede dood, die poel van vuur. Maar ek glo nie dis hel nie. Ek glo nie dis 'n ewige, tydlose hel nie. Ek dink dis 'n spesifieke loutering van God se gees in sy liefde. Dis die liefde van God wat soos 'n vuur brand en alle onreinheid uit ons sal uitkry. Ja, selfs uit die ou draak en die owerhede en magte, sodat God uiteindelik alles en in almal sal wees, sodat die ganse skepping wat reeds versoen is met God volgens Kolossense 1 uiteindelik weer in versoening met God sal leef. Die versoening is reeds daar, maar daar is nog duisternis, daar is nog vyandige soos die Engels sê, pockets of the enemy, of enemy territory. Daar is nog dele van duisternis wat oorwin moet word. Daar is nog lewens wat verduister is. Daar is nog oë wat blind is. Paulus se taak in sy prediking van die evangelie was om uit te gaan en die heidene se oë oop te maak. Waarvoor? Vir dit wat reeds waar is. Maar hulle was verblind. Die evangelie maak oë oop. Die evangelie verwyder blindheid en doofheid. Eers geestelik, maar hopelik ook fisies. Ek dink ek gaan hier stop. Ek kan sekerlik baie meer sê. Ek glo nie ek het al die vrae geantwoord nie. Maar ek dink ons leef in die ryk van Christus. Die koninkryk is hier. Jesus is nou koning van konings en heer van here. En ons is 'n koninklike priesterdom volgens Petrus. Ons bring geestelike offers en ons sit saam met Christus op trone. En ons regeer in hierdie lewe deur Jesus Christus. Mag ons so regeer dat hierdie vrederyk,
hierdie vrede wat Jesus gebring het, al meer manifesteer. En al is die duiwel ook besig in sy stuiptrekkings, die owerhede en magte, om magte en kragte te ontketen teen die heilige stad, wat die nuwe Jerusalem is nie die ou Jerusalem nie. Hy is verwoes, hy is uit die pad geruim, die ou verbond is verby, dit gaan nooit herstel word nie, daar is 'n nuwe verbond, daar is 'n nuwe skepping, ons sien 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, waarop geregtigheid heers, en meer sal heers, as ons die evangelie raakvat, en ons verkondig hom met oortuiging, en met klaarheid, met duidelikheid, dat in Christus het ons reeds die oorwinning. In Christus leef ons reeds in 'n 1000-jarige vrederyk. Ek loof die Here, en ek